they shall have eternal life. We believe it, God. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone, for His love has salvaged me, for His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Hallelujah, hallelujah. I shall wait upon the Lord, and I shall wait upon His word, and by His grace I am released, and by His grace I am redeemed. Oh, for God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Oh, you gave it all, that He gave His only one and only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. Strength arises, we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength arises, we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. You reign forever.
vreugde ras, my vrede sing, my lewe dans, my vryheid skree, my vreugde ras, my vrede sing, my lewe dans, my vryheid skree, my vreugde ras, my vrede sing, my lewe dans, my vryheid skree, my vreugde ras, my vrede sing, my lewe dans, dans, dans.
your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Ons weet, daar's krag in die naam. Dis nie maar net 'n gewone naam nie. Dis nie maar net 'n willekeurige naam nie. Dis 'n naam met betekenis, dis 'n naam met krag, dis 'n naam wat vir ons baie spesiaal is. Want dis 'n naam waarop ons kan staat maak. En daarom wil ons vanoggend beroep op u naam. Ons wil roem in u naam. Ons wil u naam groot maak. Ons is die kinders, Here, want daar's Death niks could not hold you, wat oor u kan nails all seëvier nie. before you, silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Goeiemôre en baie welkom hier by ons vanoggend. Spesiale welkom vir jou as jy nuut is hier so by ons. Vir julle wat aanlyn is, lekker dat julle saam met ons kuier. Kom ons groet so 2 of 3 mense daar rondom ons. Skud 'n bietjie daai koue hande warm en sommer net lekker mekaar te sien en so saam die naam van die Here Jesus wat bo elke naam is groot te maak en vir hom al die eer te gee. Weet jy van julle nie, maar is dit nie amazing nie? Jy weet, ons sê die heel jaar vir mekaar, kom ons bid vir reën. En kyk net daar so, is dit nie amazing hoe getrou God is? Kom ons gee vir hom 'n lekker lofoffer. Hy is waardig en al die eer altyd aan hom. Ons een manier wat ons kommunikeer met mekaar hierso is deur 'n connect kaartjie. So as jy, veral as jy nuut is, meer as welkom om dit in te vul
of as jy met ons wil kommunikeer oor enigiets, gebedsversoeke of wat ook al, voel vry om dit in te sit aan die einde van die diens. En so hierdie is 'n tyd van die jaar, onder andere waarvan ons groepe is op uitreike en die Rooiwal groep. Rooiwal is net so suid daar van Namibië en dit is op die grens by Fuelsdrif. Leon was die begin van die jaar, het hulle op, hy gaan sy ICC daaroor ook, maar so opgewonde oor hulle. So ons uitdaging vir jou vandag is net dit. Kom ons hou hierdie mense die hele tyd in gebed, want dit is, baie van julle was hulle op 'n uitreik en weet, dat die ondersteuning wat ons kry van die huis af, wanneer ons mense vir ons bid, dit is die krag daarvan. Die ander groep is die Walvisbaai, die tienergroep, en daar is ons hulle besig om 'n bietjie pret te hê. Dit lyk of hulle ry so intoe, maar hulle geniet dit eintlik sommer net daar in die duine. Maar hulle werk ook, alright, so, en dis belangrik. Hulle is op pad terug vandag, en so kom ons hou hulle in gebed terwyl hulle ry ook. Kom ons kyk gou na die volgende, wat ook gebeur by ons. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. You speak hope, you speak love, you speak. You speak life. Oh, 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 oh. 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 Some days life feels perfect. Môre gemeente, draai gou na iemand toe en dan sê jy vir daai persoon geluk. Ek sien die helfte van julle draai nie. Draai, sê geluk, geluk, geluk. Geluk jy die guts gehad het om vanoggend uit te kom. Kyk, iemand sê vir my vanoggend by die inkom, hy dink ouens wat vanoggend hier is gaan direk hemel toe. Ek dink ek stel jy gaan nie eens nie ry hoef te staan nie. Ek meen waar Peter is die ou en jy gaan sommer hierso. Soos by die sekuriteitseenhede, dan is daar mos vir inwoners. Jy is sommer klare inwoner as jy hier is vanoggend. Kyk, daar's 'n ou storieetjie wat nogal vir my 'n angle vanoggend gekry het wat ek ewe skielik aan dink van die Jannie wat nie wil opstaan die oggend nie. Dit is ook seker so reënerig gewees en koud en sy ma maak hom wakker. Sê Jannie, jy moet opstaan. Jannie trek net die kombers oor sy kop en hy slaap verder. En so 15 minute later sien sy my Jannie beweeg en sy gaan skud hom daar, sê Jannie asseblief, jy moet nou opstaan. Maar niks. Na nog 5 minute sê sy Jannie, jy gaan laat wees, jy beter nou opstaan. Sy sê hoekom moet ek opstaan? Hy sê want sy sê vir hom die kerk gaan amper begin. Hy sê hoekom moet ek kerk toe gaan? Sy sê vir hom want jy is nie dominee. En ek vra nogal vir myself die vraag, as ek nou nie 'n dominee was nie, sou ek op 'n oggend soos vanoggend kerk toe gekom het. En dit geld eintlik vir ander sondae ook. En weet julle, ek weet nou nie of ek myself probeer bluf of wat nie, maar ek kom elke keer by die antwoord uit, maar ek het dit nodig. Ek het nodig om hier te aanbid en te worship. Een keer 'n week, want 'n mens verloor so maklik fokus. Jou aandag word so maklik afgetrek. Daar's soveel dinge. En dis hoekom dit selfs in die week ook nodig is dat ons by mekaar moet kom, mekaar moet ondersteun, om ons fokus te hou, om gemotiveerd te bly, dat ons geloof sterk kan bly. So ek het nodig om dit, en ek glo, hier gaan 'n woord vanoggend wees,
En dis hoekom jy miskien die reën moet trotseer, wat vir jou van betekenis kan wees. Ons wil nie hier dinge preek aan julle wat mooi klinkende leer of dogma of allerhande ingewikkelde goed is wat ons uitlei nie. Ons wil op 'n eenvoudige, praktiese manier vir jou help met jou lewe as 'n gelowige. En vanoggend gaan dit is die titel van die boodskap leer om te wag. Leer om te wag. Daar was die ou, hy kon nie wag op die lughawe nie. Die vlug was vertraag. En dan weet julle met daai opeenhoping, 'n ander vlug was laat en toe moes hulle die vlug hou omdat dit 'n konneksievlug was en hy's ongeduldig en hy's moeilik en hy's 'n lang ry tot daar voor by die hek en hy's later stap hy hier langs die ry af en hy gaan druk heel voorin en die dame sê vir meneer, kan jy net asseblief jou beurt afwag? Jy kan nie sommer net hier voorin kom nie, hier's baie ander mense wat wag. Hy kyk as so en hy sê, "Pa, weet jy wie ek is?" Sy kyk hom so en sy vat die mikrofoon, hulle het mos nou so wat hulle aankondiging doen, sy vat die mikrofoon en sy sê, "Hier is iemand wat nie weet wie hy is nie. Is daar iemand wat kan kom help om sy identiteit te vind?" Liewe vriende, maar dis nie die soort wag waaroor ek wil praat nie. Kyk, daar's 'n wag wat te doen het met geduldigheid en ongeduldigheid. En meeste van ons kan nie maklik in 'n ry staan daar by Pick n Pay nie en ons wil nie wag by 'n robot nie en maar ek wil nie oor daai wag praat nie. Dis 'n bietjie 'n ander soort wag. Die wag wat ek oor wil praat kry ons onder andere in Matteus 14 vers 22 tot 32 kry ons die verhaal van Jesus se disippels op 'n stormagtige see. Waar is Jesus se disippels nou? Daar's hulle. Op 'n stormagtige see. Die agtergrond van die verhaal, dit het in die nag plaasgevind. Nou in die dag was die vermeerdering van die brood en die visse, die groot skare, hulle was honger gewees. Jesus het gesê vir die disippels, gee hulle kos en ons sien, hulle was platgeslaan, hulle kry 'n seentjie met die 5 broodjies en die 2 visse. Jesus bedien die mense 'n fenominale wonderwerk. Toe dit nou al beginne laatmiddag raak. Jesus sê vir sy disippels, hoorie, ek wil alleen 'n bietjie vanaand wees. Behalwe dat dit uitputtend was, sien ons dat Jesus gereeld tyd met sy Vader alleen spandeer het. En hy sê, vaar julle so lank oor kan die meer na die ander kant toe. En toe steek 'n storm op. In hierdie verhaal sien ons hoe 'n paar keer die woordjie dadelik gebruik word. Dadelik. In Engels waiting. 4 keer, 5 keer. Maar om een of ander rede daag Jesus eers die volgende oggend by die disippels op. Ons lees, dit was letterlik die 4de nagwaak. Ander vertalings praat van, dit was vroegoggend, toe die dag begin breek. Die ouens sê, ons kan maar dink aan so 4 uur die oggend. Met ander woorde, sê van 6 uur die aand af, sê die storm het 8 uur opgekom. Tot 4 uur die volgende oggend, 8 ure lank, moes hulle wag. In paniek, in vrees, moes hulle wag, dat Jesus opdaag. Dis die soort wag, liewe vriende, waaroor ek vanoggend wil praat. Nie die wag by 'n verkeerslig nie die wag in 'n dokter se spreekkamer nie. Ernstige forme van wag soos 'n enkel persoon wat wag en smag na 'n lewensmaat. Na 'n kinderlose egpaar waar die vrou graag wil swanger raak. Die soort van wag van 'n Nelson Mandela, 27 jaar in 'n tronk. Die soort van wag wanneer jy jou werk verloor het, om 'n nuwe werk te kan kry.
Die wag van 'n erg depressiewe persoon wat net wil hê sy of haar gemoed moet lig. Die wag van 'n kind wat onhandig is en val oor sy voete en laaste gekies word om deel van 'n span te wees. Die soort van wag van 'n ouer wat wil hê sy kind moet met skool klaarmaak. Daar's baie van hierdie forme van wag. En ek het die laaste tyd intens met 2 gevalle te doen gehad van mense wat terminaal is, waar feitelik alles ingegee het. En waar hulle weet hulle is besig om te sterf. En dit breek nie aan nie. Dis die soort wag wat ek van praat. Louis Smedes het gesê, waiting is the hardest work of hope. Om te wag is die hardste werk uitvloeisel van hoop. Dis die moeilikste ding wanneer God sê wag. Wanneer God sê ja, as ons bly. Wanneer God sê nee, is dit nie altyd lekker nie, maar ons verstaan dit. Maar wanneer God sê wag, dit bring onsekerheid, bring spanning. Kyk maar vir Abraham en Sarah wat moes wag vir 'n kind. Sarah het later gelag daaroor. Die Israeliete het vir 400 jaar in Egipte slawe gewees voordat hulle bevry is. Die Messias se koms is deur die profete voorspel. En daar was daai intense verwagting onder 'n klompie, maar dit het honderde jare gevat voordat die Messias gekom het. Jesus sê vir sy disippels, wag vir die Heilige Gees. 120 van hulle wag getrou elke dag. Liewe vriende, dis integraal deel van die Bybel. Ons kry ten minste 43 keer kry ons die gedagte om te wag. In Genesis 49 vers 18, dis waar Jakob sy seun oor sy seuns uitspreek, en die een seun se naam is Dan, sou ons miskien vandag sê. En die naam beteken, ek wag op u verlossing, Here. David skryf 'n hele paar keer, onder andere Psalm 27:14, wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Psalm 31 vers 24 sê, wees sterk en laat julle hart sterk wees. Almal wat op die Here wag. Salomo skryf in Spreuke 20 vers 22, moenie sê, ek sal my wreek op die kwaad wat aan my aangedoen is nie. Wag eerder op die Here, hy sal jou saak hanteer. Weet julle, dis nogal 'n ding wat 'n mens heel wat in die media lees van waar daar onreg gepleeg is, mense onreg aangedoen is, hoe mense of self dit wil uitsorteer, of wil hê dit moet so gou as moontlik uitsorteer word. Maar ons kry reg deur die Nuwe Testament die gedagte, God is die regter. Hy sal oordeel. Moenie jy probeer om dit te doen of te voltrek nie. Micha 7 vers 7, maar ek sal vertrou op die Here. Ek sal wag vir die God wat my red. My God sal my gebed verhoor. Die laaste woorde in die Nuwe Testament, in die laaste hoofstuk, Openbaring 22:20, waar die belofte is van Jesus, ja, ek kom gou.
En dan die antwoord wat ons daar lees, ons wag op U. Ons wag op U. Ben Patterson sê, what God does in us while we wait is just as important as what it is we are waiting for. Wat God in jou doen terwyl jy wag, is net so belangrik soos dit waarvoor jy wag. Liewe vriende, die vermoë om te wag, sê die slim ouens vir jou, is 'n toets vir volwassenheid. Kinders kan nie wag nie. Volwassenes leer om te wag. Daar's 'n baie belangrike beginsel wat ek die eerste keer agtergekom het met die lees van Scott Peck se goed. Hy het 'n paar boeke, 'n hele klomp boeke geskryf, onder andere The Road Less Traveled. En daarin gebruik hy die begrip van delayed gratification. Hoe sou mense dit in Afrikaans noem? Vertraagde of uitgestelde vergoeding, amper so iets. Is waar volwassenes weet, ek hoef dit nie noodwendig nou dadelik te hê nie. Ek gaan dit vorentoe kry. Daarom is ek bereid om nou bietjie swaar te kry. Daarom is ek bereid om nou pyn te verduur. Delayed gratification is a process of scheduling the pain and pleasure of life in such a way as to enhance the pleasure by meeting and experiencing the pain first and getting it over with. Want een of ander tyd gaan jy pyn ervaar in hierdie lewe. Jy kan dit net sowel nou oorkry. Delayed gratification kan ek ook sê is om nie uitgelewer te wees aan die impak van die oomblik nie. Hulle het gedoen die sogenaamde marshmallow toets wat hulle met kindertjies gedoen het. Waarin hulle vir die kinders 'n sekere aantal marshmallows gegee het. Hulle het hulle alleen in 'n kamer laat sit en dan gesê as hulle, ek is nie seker hoe lank nie, 'n sekere tyd wag, dan gaan hulle dubbel hoeveelheid marshmallows kry. En dan het hulle dit afgeneem met film en allerlei gevolgtrekkings gemaak en hoe die arme kindertjies blykbaar allerlei triks probeer uithaal het om te wag. En party kon doodgewoon net nie dit uithou nie en hulle dan maar die marshmallows geëet. Terwyl daar van hulle was wat gewag het en dan nou nog marshmallows gekry het. Dit was 'n langtermyn ondersoek deur Stanford Universiteit en hulle daar dieselfde kinders 'n klompie jare later weer getoets oor waar hulle nou in die lewe is en wat geword het van hulle. Interessante bevindings wat hulle gemaak het was dat die kinders wat in die toets kleintyd dit reg gekry het om te wag, het beter stres hanteer later in hulle lewe, was minder geneig om in te gee onder druk, terwyl die wat nie kon wag nie, meer hardkoppig en besluiteloos in die lewe geraak het, gefrustreerd was en meer ontevrede was oor hulle nie alles gehad het wat hulle graag wou hê as volwassenes nie. Studies toon, liewe vriende, dat swak impulsbeheer sit agter baie misdaad, vergrype, middelemisbruik en selfs egskeiding. Daar's nie die vermoë om te kan vasbyt nie. Daar's nie die vermoë om te kan wag en deur te druk nie. Het moet alles nou gebeur. En dis hoekom daar gepraat word van die sogenaamde honku-generasie. Ek weet nie of julle al die woord gehoor het nie. Die honku kom af van 'n Japaneese van of naam wat die kortste tydseenheid meetbaar het hy 'n honku het bekend geraak as 'n honku second, 'n honku sekonde. Nou as jy wil weet hoe kort dit is, dan kan jy
sien, dis die tydseenheid, sê die ouens, dat vandat die verkeerslig groen raak, tot die eerste ou toet agter jou. Dit is... Maar ons het 'n honko generasie. Hulle wil nie wag vir die huwelik nie. Hulle wil die voordele van die huwelik nou hê. Maar hulle wil nie wag daarvoor nie. En so kan ek vir jou baie voorbeelde noem, dat mense doodgewoon nie, hulle wil dit nou hê. Wil dit nou hê. En dan vat hulle dit nou. Die onvermoë om te wag en te vertrou, is na aan die hart van menslike feilbaarheid. Kyk maar na Adam en Eva, van hulle tyd af. Wou nie wag hê. Wou dit self gryp. Wou dit self hê. Paulus sê, terwyl ons wag op God, om alles reg te laat gebeur, kry ons swaar. Hy sê, maar hierdie swaar gaan oor in uithou vermoë. En die uithou vermoë bou karakter. En die karakter bou hoop. Die een ding vloei uit die ander ding, liewe vriende. God bring hierdie eienskappe in ons en ontwikkel hierdie eienskappe. Die Heilige Gees ontwikkel hierdie eienskappe in ons. Dis nie sommer net iets wat woep. Dis in jou nie. Dit word ontwikkel wanneer ons bereid is om te wag. Wag is dis nie net iets wat ons moet doen, terwyl ons verkry wat ons graag wil hê nie. Dis deel van die proses van wie ons veronderstel is om te raak. Dis deel van die bou van ons karakter. Dis deel van ons groeiproses. Wat beteken dit om te wag op die Here? Wat is dit nie? Dis nie iets passiefs nie. Dis nie 'n uitvloeisel van fatalisme nie. Ag, as dit moet gebeur, sal dit gebeur. So, dis nie dit nie. Dis nie, ag, ek hoop nou maar daar sal die moeilikheid wees nie, en maar daar's nie eintlik iets wat ek kan doen nie. Liewe vriende, wag op die Here is vertroue. Dis vertroue, dis iets aktiefs. Dis 'n vertroue met 'n verwagting. Dis 'n gedissiplineerde, vol verwagting, aktiewe en soms pynvolle vashou aan God. Ek het vertel, wanneer was dit verlede week of die week daarvoor, hoe daar tyd was wat ek net vashou. Jy sien niks, jy weet niks. Maar al wat oorbly is, jy kan net vashou en vertrou. Dis die voortdurende daaglikse besluit om te sê, ek sal U vertrou en U gehoorsaam. Selfs al draai dinge nie uit soos ek wou hê nie. Ek sit alles op U. Ek het nie 'n plan B nie. Wanneer weet ek om op te hou moet wag? Want soos ek in die begin gesê het, die ja is ideaal. Die nee kan 'n mens nog leer hanteer. Maar hoe lank wag ek? Totdat God sy plan vir jou wys. Dit bring ons terug by die reeks wat ons gedoen het, om 'n vriendskap met God te bou, om God se stem te leer ken. Want op 'n kol gaan God vir jou sê, dis nie my plan vir jou nie. Paulus het hierdie intense worsteling gehad met 'n doring in die vlees, met iets wat nie wou weggaan nie, met iets wat nie wou verbygaan nie, met iets wat nie wou ophou nie. Ons weet nie presies wat dit is nie. Ons weet net dit was geweldig intens gewees.
En ons sien uit lang tye, dis nie net 3 keer 3 gebede nie. Dit staan vir 3 tydperke van worsteling. 3 tydperke van worsteling moet God oor hierdie saak gehad. Wat hy gewag het in vertroue dat God dit moet wegneem. Tot hy agtergekom het. Dis nie God se plan om dit weg te neem nie. Dit gaan deel wees van hom. En toe kon hy vrede maak daarmee. Toe kon hy vrede maak daarmee. Toe kon hy selfs by 'n punt uitkom en jy kan jou eintlik dit nie voorstel dat hy sê ek kan roem hierin. Want wanneer ek swak is ek sterk. Wow, liewe vriende, wat se geestelike maturity moet dit nie vat vir jou? Wat 'n insig moet dit nie openbaar? Dat jy kan sê ek is eintlik bly. Want dit hou my nederig. Dit hou my afhanklik. Wow. Dis geloof en vertroue op sy allerbeste. Kom ons bid saam. Here Jesus, dit is vir ons so moeilik om te wag. Maar ons weet dis deel van die geestelike lewe. Dis deel van ons lewe. En ek weet dis vanoggend mense, Here, wat hierdie woord moes hoor. En dis hoekom jy hier moes wees. Iets het jou gedryf deur die reën, deur die wind, deur die koue, uit 'n warm bed uit. Jy het nie geweet wat dit is nie. Maar is omdat God wil jy moet hierdie woord hoor vanoggend, want dit is 'n woord wat jou lewe kan verander as jy dit gaan vat. Uitgestelde vergoeding, jy hoef dit nie nou te kry nie. Het gaan nie goed wees as jy dit nou kry nie. En ek weet dit is swaar. Ek weet dit is swaar. Maar het groei jou geloof. Het bou jou karakter. Daai swaar kry. Vergroot jou hoop. En ek wil vir jou konkreet vanoggend, ek wil vir jou bid. Want ek was daar, nie net een keer in my lewe nie, ek was daar. Ek weet hoe dit voel of alles in mekaar geval het. Daar's geen uitkoms nie, daar's geen uitsig nie. Maar om te kan bly vashou en vertrou. Al kom maar nie 'n antwoord nie. Ek wil vir jou bid. As jy een van hulle is vanoggend wat weet dis woord vir jou, steek net jou hand op net daar waar jy sit. Dankie, 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 dankie. Here Jesus, U ken elkeen van hierdie mense wat vanoggend 'n afspraak met U het se situasie. U ken dit. U ken dit. Miskien beter as hulle self nog. En U weet hoe moeilik dit is. Ons weet hoe U op aarde groot geraak het en vir 30 jaar net 'n gewone lewe gehad het. En dit was nie altyd maklik
vir die seun van God om so te leef nie. En daarom kom bid ek, Here, daai krag wat in U naam is, omdat dit is wie U is, kom bid ek oor hulle af. There is power in the name of Jesus. En ek wil hê daar waar jy sit, moet jy dit opneem op hierdie oomblik. Sê dit, prewel dit daar saggies. Daar's krag in die naam van Jesus. There is power in the name of Jesus. Dis nie maar net liedjies wat ons sing nie. Dis nie maar net sing songs nie. Dis 'n geloofsverklaring. There is power in the name of Jesus. Ons gaan nou 'n lied sing wat sê, strength will rise as we wait upon the Lord. He's our everlasting God. En ons gaan nou staan wanneer ons dit doen, en ek wil jou aanmoedig om dit te doen vanoggend. Ek gaan nie voorstaan. Want as ook dinge waarvoor ek wag vir die Here. En ek gaan daai lied sing en ek gaan dit persoonlik maak en ek gaan dit verklaar en ek gaan dit uitdruk. En ek wil hê wat jou hand opgesteek het, kom staan nie voor langs my. En al wat ons op doen is ons fokus op daai woorde en daai gedagtes en ons neem dit in. En ons neem die sterkte in van God, sodat ons sterk en versterk huis toe gaan. Is julle reg? Kom ons staan. En kom staan nie voor by my. Al het jy nie jou hand opgesteek nie en jy wil net vir God aanroep op 'n diep, besondere manier vanoggend. Kom doen dit. Kom doen dit gerus. Kom doen dit. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. As we wait upon the Lord. As we wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like Weet julle, daar's oomblikke wat net divine moments is. En ek glo vanoggend is dit so. Here Jesus, ek wil net weer kom en U naam uitspreek en verklaar en die krag van die naam op U kinders. Here, ons is net mense. Ons is net mense. 'n. Dit is so moeilik om te wag. 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 'n. Dit is so moeilik om te
en steeds te bly vertrou en vol hoop te wees. Dankie dat ons dit nie eers uit eie krag hoef te doen nie, maar dat die Heilige Gees in ons vir ons daardie krag gee. Amen. Baie dankie. Julle kan gaan sit, julle kan julle plek inneem. Great om in 'n gemeente soos Vredelus te wees waar mense humble is en nie bang is om toe te laat dat die Gees moet hulle beweeg en die Gees vir hulle dinge doen. Ons het nie in hierdie gemeente allerhande images om op te hou en goed nie, so dis so wonderlik dat ons saam met julle kan journey en dis basies dit. Ek vertrou dat dit vir jou regtig dat jy by die huis kan kom en sê dit was die moeite werd gewees en dis wat ons elke keer probeer doen is ons 'n diens voorberei, 'n verwagting te hê dat as julle hier uitstap, dat julle kan sê, het was great om hier te wees, want ons wil nie uit religieuse pligpleging en skuldgevoelens mense laat kerk toe kom nie. Ons wil hier wees en kanale wees, dat die Gees van God jou kan aanraak en jou opgewonde oor die lewe kan maak. Kom ons gee vir God 'n lekker hande klap, kom ons aanbid hom, kom ons eer hom. Ons gaan nou ons offergawes gee, daar's pannekoek, lekker warm pannekoek, nog 'n paar ander goedjies ook in die restaurant. En julle sal sien, ons hou ons dienste so bietjie korter op die oomblik, laat daar nog meer tyd is vir julle om lekker te kuier en sommer met ons te connect en aan te moet. As jy nuut is vanoggend, jy's 'n besoeker, daar's 'n kaartjie daar voor jou. Ons sal graag met jou wil kontak maak, graag vir jou wil leer ken. Vul gerus die kaartjie in as jy 'n gebedsversoek het. By ons personeel by inkomste bid vir mense. Jy kan dit selfs anoniem invul as jy wil. Vul gerus die kaartjie in. Jy kan dit in die offergawe mandjie of so nee, daar 2 posbusse in die voorportaal waar jy dit net kan ingooi. Want ons wil deel van julle lewe wees. So kom ons aan by die Here nou met ons offergawes en daar gaan bordjies deurkom waarin jy jou offergawe kan plaas. Jy weet natuurlik dat daar allerlei ander maniere is. Daar's 'n koevert daarvoor wat vir jou dit verduidelik, elektronies of op watter manier jy ook al dit die beste vind om te kan gee. Kom ons sluit af met hierdie lied. On my God.
Ons het gesing, daar is krag in die naam. Wat is daardie naam? Daardie naam, dis wat ons bedien oor julle elke keer, is Jesus Christus, sy genade, dat ek en jy niks kan doen om ons verlossing te verdien nie. En daardie naam is Vader, die Vader wie se liefde met jou is. Altyd. En daardie naam is Heilige Gees, hy wat in jou woon, wat jou trooster is, jou helper, die een wat innerlik vir jou laat aangaan, selfs al voel jy kan nie meer nie. En wat jou wil seën, sodat jy vir ander 'n seën kan wees. En ons neem dit op deur te sê, Amen. My vryheid